Goeiemiddag, liewe luisteraar. Dit is altyd lekker om te kan vergader rondom die woord van die Here. Kom ons bid net saam. Getroue Here Jesus, aan U woord die koninkryk en die mag en die majesteit. Hierdie is U woord, Here. Dit is vir ons heerlik om te kan gesels oor U woord. Dankie dat ons seëninge uit U hand kan verwag, Here Jesus. Vergewe ons asseblief ons ongeregtighede. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Nou vanmiddag wil ek gesels oor wat 'n mens dalk kan noem 'n gelykenis. Nou 'n gelykenis is wanneer jy 'n storie vertel en daar is 'n les in die storie. Kom ons kyk na 'n klompie opskrifte. Kom ons kyk na Lukas. Die gelykenis van die verlore seun, die gelykenisse van die afgedwaalde skaap en die verlore penning, die gelykenis van die onregverdige bestuurder en so meer. So wat jy hier kry is dat Jesus stories vertel, maar die stories het 'n dieper betekenis. En ek wil vanmiddag oor 'n storie praat wat die profeet van die Here vertel het, William Branham. So kom ons noem dit 'n gelykenis, want jy gaan sien dat dit dieselfde leswaarde het. So die profeet vertel die storie as volg. Ons het as kinders, het ons gehoor, lank gelede was daar 'n koning. Nou kom ons begin met die storie so. Lank gelede was daar in 'n ver land 'n koning. En die koning het 'n seun gehad. En toe het daar eendag 'n man in sy woede en afguns en dronkenskap en braasery en jaloesie, het hy sy hand opgelig teen die seun van die koning en hy het hom doodgesteek met 'n mes. En toe het die regsdienaars hom in hegtenis geneem en hulle het hom voor die gereg gesleep. Amper kan 'n mens sê, hulle het hom amper mishandel om hom voor die reg te kry. Want die koning was ontstoke en hy was briesend en so het hy nou voor die regter gekom, die jongman. En die regter het die jongman toe ter dood veroordeel. En hulle het hom na die regsaak het hulle hom daar in die tronk gaan gooi, daar in die diep gate. In Engels het hulle 'n goeie woord, hulle noem dit dungeons. Daaronder in die donkerste kamers van die gevangenes het hom gegooi en hom mishandel en hom amper nie eens kos gegee behoorlik nie, want hy gaan in alle geval sal hy moet galg toe gaan. Hy gaan doodgemaak word. Die koning was verbitterd en later was hy net bedroef. En dan gaan die storie dat hy eendag die tronk besoek, die koning. En hy sê hy wil die jongman sien en hulle vat hom af, daar in die trappe, daar in die duisternis. En hier lê hierdie jong kerel in die tronk en hy's in 'n absolute toestand van verval. Sy klere is geskeur en hy's maar uitgeteer en hy's honger. En hy kan nie lekker sien nie, want sy oë het nie lig gehad vir lank nie. Koning het ingegaan in die selle en hy sê vir hom, staan regop. En hy staan regop. Sukkel. Hy sê my net, hoekom het jy my seun doodgemaak? Verduidelik dit net vir my, dat ek net ook die storie verstaan. En die jongman het, hy was al bedroef vir maande, hy was bitter jammer oor wat hy gedoen het. En hy buig hom voor die koning neer en hy sê hy's jammer en hy het eintlik nie 'n rede nie, hy was eintlik net jaloers en dit was in 'n woedebui en hy weer eens spreek hy sy absolute spyt en sy rou uit teenoor die koning en hy buig hom neer en hy gee die koning alle eer en die respek wat hom toekom. En die koning sê, bring vir hierdie man klere en trek hom aan.
En terwyl die koning opgaan boontoe, toe gaan hy na die kamers van die regter toe en hy sê, vernietig al die rekords wat te doen het met hierdie saak. Op hierdie stadium weet die regter natuurlik nie waaroor dit gaan nie, maar hulle vernietig die rekords en die koning sê, bring die man uit die tronk uit, bring hom boontoe. En hulle gee vir hom 'n oordentlike stel klere en hy sê, trek hierdie klere aan en toe hy buitekant kom, het hom laat was en skeer en sy hare mooi gemaak. So die koning sê, hy moet hierdie stel klere aantrek en hy gee hom die pragtigste klere wat 'n jong man kan kry. Nuwe skoene. En hulle rol 'n rooi mat uit tussen die tronk en die koets. En hulle laat hom in die koets klim en hy ry na die paleis toe en hy kom voor die koning. En toe hy voor die koning verskyn, toe sê die koning vir hom, jy het my seun doodgemaak. Sê net weer, is dit so? Hy sê, ja, koning. Hy sê, nou, ek neem jou nou vandag aan as my seun. Jy sal nou die prins wees. Natuurlik is daar geen manier wat die jongman sy gevoelens kan beteel nie. Hy val voor die koning, maar die koning laat hom oprig en hy sê, nee, jy is nou die prins, jy moet jou nou gedra soos 'n prins. Ek vat jou as seun in die plek van my seun wat jy doodgemaak het. Daar's 'n kort lesie in hierdie storie. Ons, soos wat ons hier sit, is die seun wat in die tronk gegooi was. Ons het die koning se seun doodgemaak. As dit nie vir ons was nie, dan het Jesus Christus nie nodig gehad om te sterwe nie. En tog het die koning wat in 'n ver land is, die koning van die hemel, het hom oor ons verwerdig en hy het na ons toe neergekom en hy sê vir elkeen van ons dat ten spyte van die feit dat jy veroorsaak het dat my seun moes sterwe, dat jy kan lewe, sal ek jou aanneem as my seun en as my dogter. Hy het ons skoon gemaak, hy het ons gereinig van ons sonde en ons ongeregtighede. Hy het ons skoon klere aangebied. Hy laat ons sit in sy teenwoordigheid, hy laat die gees wat in die paleis is oor ons spoel en ons deurspoel. Hy laat die gees van God toe om met ons te werk. Ons het niks gedoen om te verdien hier waar ons vandag sit nie. Ons het net die dood verdien. Maar God het in sy groot genade dit goed gedink om die storie so te laat uitspeel, presies net soos wat ek dit nou verduidelik het. En as dit nie vir Golgotha was nie, as dit nie vir die plek was waar ons hom toe nou gaan vernietig het nie, dan het die storie nooit by hierdie punt uitgekom nie. Dan sou Jesus die prins gebly het en ons sou iewester gewees het in chaos. Niemand sou van ons geweet het nie. Maar nou het ons hierdie wonderlike voorreg dat ons kinders van God genoem kan word. Ek dink ons moet dit ter harte neem. Ek dink ons moet die beste maak van die saak. Ek dink ons moet sorg dat ons altyd voor God bewus is van die wonderlike ding wat hy vir ons gedoen het. Kom ons vra hom dat hy ons help. Getroue Here Jesus, U is die koning van die konings. Aan U behoort die koninkryk, die mag en die majesteit, Here. En ons het veroorsaak dat U seun moes sterwe. En ons kan sê dat ons jammer is, ons kan sê dit was in 'n vlaag van woede en van jaloesie. Ons kan enige verskonings uitdink, Here. Maar die feit van die saak is dat dit gebeur. En toe het U neergedaal, Here Jesus, en wat elkeen van ons kom deel. En elkeen van ons uit die gevangenis van ons omstandighede kom haal. En vir ons skoon klere aangetrek en die rekord uitgewis.
dat daar geen verwysing is in die boeke daarna aan die Here Jesus. Help ons asseblief in genade, getroue Vader, dat ons die Seun van God, wat vir ons gesterwe, altyd voor ons sal hou, en dat ons hom altyd in gedagte sal hou, Here, dat ons sal weet dat hy sy lewe ingeboet het, dat ons mag lewe. Dankie getroue Here Jesus, ons vra u seëninge op ons lewens, in die naam van die Seun van God, ons dierbare Here Jesus Christus. Amen. Dankie vriende, tot volgende keer.